Goeiemôre aan almal. Gaan julle amper Kersfees? Almal reg? Jy? Wat 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here aan u te bedien. Jy weet toe ek begin preek het ek vir die Here gesê, ek wil nooit iets sê wat u nie sê nie. Ek wil nooit 'n boodskap preek wat ek voel u nie wil preek nie. En dit is vir my baie belangrik. Maar wat gebeur is dan baie kere dan kom ek, nie baie keer nie, ek jok. Vergewe my Here. Miskien so 2 of 3 keer 'n jaar sal ek kom en dan het ek nie regtig 'n boodskap nie. Ek het boodskappe op my tablet wat ek uitgewerk het, maar ek wag vir die groen lig om te sê dit. En baie keer nie, baie keer kry ek nie die groen lig nie. So my roetine is om op 'n Sondagoggend vroeg op te staan en dan vat ek my ding en dan gaan ek na die park toe en dan sit ek en dan lees ek deur my notas wat ek gemaak het miskien deur die week en ek praat met die Here en ek sê so wat wil U sê en wat wil U doen en ek so op my tablet het ek 'n boodskap vir Geloftedag. Wie weet môre is Geloftedag. Dis 'n belangrike dag vir die Afrikaners. So die idee is dan om 'n Geloftedag boodskap te bring. So maar ek voel nie gelei om dit te doen nie. Kersfees is naby. So jy nou dink wel 'n Kersfees boodskap is miskien in lyn. Ek voel nie gelei om dit te doen nie. So ek moet nou maar net die Here vertrou. Ek moet die Heilige Gees vertrou dat hy vir die persone of dit eers wat hier sit, hulle wat vir my luister oor die YouTubes of dit vir hulle gaan wees of vir jou gaan wees. Ek dink is vir ons almal. Maar hierdie tyd van die jaar is 'n tyd wat ons terugdink oor die jaar, hoe dit vir jou uitgewerk het, hoe dit miskien nie uitgewerk het nie. Die dinge wat jy gedink het sou beter gewees het, wat nie uitgewerk nie. Ander dinge wat jy gedink het gaan nie werk nie, het gewerk. En ons gaan terug, ons kyk na die jaar en ons kyk wat lê vir ons voor. En baie keer sal mense sê so, wat is jou prediction of wat glo jy vir die volgende jaar? Wat sê God? Vir my persoonlik, ek dink nie God is 'n God wat sê dis die 1 Januarie nie, so hierdie is die jaar van die en die en die nie. Hy kan. En as dit is wat jy glo 100%. Ek glo meer in die seisoene van God. Dis seisoene. As jy vat Josef se lewe, hy was 17 toe hy in die put gegooi word. Hy was 30 toe hy eerste minister geword het van Egipte. Dis 'n lang seisoen. En terwyl jy in die put is, kan jy dink, maar dinge is nie besig om vir my te werk nie. En terwyl jy verkoop word aan Egipte, is dinge nie besig om vir jou te werk nie. En dan word jy vals aangekla en jy word in die tronk gegooi. Dinge is nog steeds nie besig om vir jou te werk nie. En dan vertrou jy 'n bakker en 'n wyngooier om jou uit te kry en hulle vergeet van jou. So dinge werk nie vir jou uit nie. En baie keer is dit was nie 'n jaar nie, dit was 13 jaar wat jy moes wag. Selfs met Dawid, jy word aangestel as koning, maar ewe skielik word jy gejaag van hier toe daarna toe en jy sal dink vir jouself, is ek werklik in die wil van God? Is ek vir ons wat hier kom, Geloftedag. Ons onthou vir Piet Retief, wat het hy gesoek? Wat het hulle gesoek? 'n Beter toekoms vir hulle families. Nie ongewoon met my en jou wat vandag hier sit in Australië nie. Ek weet nie wat jou rede is vir hoekom jy gekom het nie. Maar my vraag vandag aan ons is, het jy jou voete gevind? Is jy besig om 'n verskil te maak in hierdie land onder die Australiërs? Of is ek en jy besig om net 'n verskil te maak in my lewe? Ek moet net survive, hulle verstaan my nie, hulle kom nie oor die weg met my nie. En ons het al die verskonings hoekom ons nie kan wees prioriteit nommer 1 soos Jesus nie. Dis ons prioriteit. Ek moet wees soos Jesus. Ten spyte van my kultuur. En asseblief, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek waardeer ons kultuur. Ek waardeer wat vir ons gedoen was. Ek waardeer die prys wat vir ons betaal was deur die voorouers. Ek waardeer die gelofte wat hulle gemaak het met God. As jy ons van ons vyande verlos, 470 soldate teen
trekkers teen 10.000 Zulus. As jy ons verlos, sal ons dit doen. Ons sal hierdie dag onthou. Ons sal dit hanteer soos 'n Sabbatdag. Ons sal 'n dankoffer aan U bring op hierdie dag, elke jaar. Ons sal vir U 'n kerk bou, 'n huis bou wat aan U lof bring. Wie van wie ek en jy weet vandag, ek en jy is daai huis. Dis nie 'n kerkgebou elders nie. Waar ook al ek en jy is, bring ons lof. Nie net aan ons kultuur nie en ons ou voorvaders wat geglo het in 'n God wat kan help nie. Ons doen dieselfde. Ons glo in dieselfde God, maar ons is nou daai kerkgebou waar ook al ons gaan. En die derde voorwaarde, wat het hulle gesê? Ons sal ons kinders vertel dit wat U vir ons gedoen het. Ons sal die nageslag vertel. Ek en jy moet die jongetjies wat saam met ons sit vandag, ek hoop ek en jy vertel hulle van hoe goed ons God is. Nie net vir die voortrekkers nie, maar vandag op 'n daaglikse basis waar ek en jy in 'n vreemde land woon en wie weet, op hierdie aarde is jy en ek 'n vreemdeling. As ons kinders van God is, sê die Bybel, hierdie wêreld, ons is besig om deur te beweeg. Ons is pilgrims op pad na 'n hemel toe. Maar terwyl ons hier is, wys ons die mense om ons hoe die hemel lyk op aarde. Deur 'n mens wat uitverkoop is aan God die Vader en sy wil, wat 'n disipel geword het van Jesus Christus en hulle self almal anders hoër ag as hulle self. Almal anders wat 'n vorm van 'n diensknegt aangeneem het en my hele doel en my hele motivering vandag is, hoe kan ek jou lewe beter maak? Nie hoe kan jy my lewe beter maak nie. Dit gaan nie oor jou, wat jy vir my kan doen nie. Dit gaan alles oor wat kan ek vir jou doen vandag om jou lewe beter te maak. Dis jou hele doel, vriend. As jy vanmôre dink dit gaan oor jou, stop. Die hele doel van hoekom ek en jy geskape is, ons is iemand anders se antwoord. Ons is iemand anders se antwoord. Ons is veronderstel om vir mense op aarde te wys, hoe lyk die hemel? Hoe lyk die God wat ons dien? Deur ons wat sy karakter reflekteer in alles wat ons doen en alles wat ons sê. Nou vandag kan jy vir my sê, jy kyk terug na jou jaar, dinge het nie uitgewerk soos dit moes nie. Ek is nie waar ek gedink het moet. Miskien dink jy so oor Australië. Ek weet, ek deel met baie Afrikaners, Suid-Afrikaners, wat nie hulle voete vind nie. Hulle kan maar net nie aanpas nie. Dis te verskillend, dis te anders. Maar ek vind ook baie van hulle is nie bereid om self 'n verandering te maak nie. Almal anders om ons moet verander om soos ons te wees. En dis nie die roeping nie. Daar's nie 'n manier hoe ek my kultuur sal verloon nie. Daar's nie 'n manier hoe ek sal sê ek is nie 'n Suid-Afrikaner nie. Maar bo 'n Suid-Afrikaner wees, is ek 'n kind van God. Is ek 'n disipel van Jesus. Onder dit kom alles anders. As ek en jy nie dit reg kry nie, vriend, dan gaan jy nooit voete vind nie. Jy gaan altyd voel soos 'n vreemdeling in 'n land wat jy nie behoort nie. Wat ook al jou rede was, miskien was dit vir jou kinders, beter toekoms vir die kinders, beter toekoms vir my, beter vir dit of wat ook al, besigheid, wat jou familie het hiernatoe getrek, vir die ouer garde. Jou kinders het hiernatoe getrek, hulle het jou gebring. Jy wou nie regtig wees nie, jy wou nie regtig kom nie, wat ook al die redes is. Terwyl ek en jy in daardie toestand lewe in ons gemoed, maak ons nie 'n verskil in hierdie land op hierdie wêreld waar jou voete is nie. En dit is die roeping. Dat waar ook al ek en jy is, bring ons hemel aarde toe. Maak nie saak wat die toestand is nie. Ons kyk nou die dag weer 'n program op televisie. Ek dink dit was die tsunami, 20 jaar anniversary van die tsunami in Indonesië. Hulle gaan praat met daai mense. Daai mense het niks, vriend. Ek sê vir jou, hulle het niks. Daai kinders het niks. Maar dis die grootste smile wat jy kan kry van oor tot oor. Terwyl hy niks het nie. Terwyl hy absoluut niks het nie. Hy het nie eens drinkwater nie. Smile hy van oor tot oor. Hoe gebeur dit? My vrou het 'n trip gedoen Cambodia toe. Kinders se hare gaan sny daar, wat sy nie baie waardeer het nie. Maar dit is want is luise en allerlei dinge. Maar die realiteit is, het jy geweet dat daai land in die armoede wat hulle is, word geklassifiseer as die vriendelikste land in die wêreld.
Waaroor kla ek en jy? O, my jaar het nie uitgewerk nie, ek het nie soveel geld, ek sou hier gewees het en daar, en ek is nou nie daar nie. Het jy drinkwater? Ek praat van drinkwater. Het jy drinkwater? Weet jy wat 'n voorreg dit is om hierdie bottel te kan optel en water te kan drink? Besef jy dit? Weet jy hoe dankbaar moet ons wees vir die kleinste goedjies? Vanoggend sit ek in daai kar en ek sê, Here, wat sê ek vir die mense? Hoe inspireer ek mense vir 'n nuwe jaar? Hoe inspireer ek mense om te wees alles wat U wil hê moet ek wees? Praat ek oor Kersfees? Praat ek oor gelofte? Praat ek oor Kolossense, ons posisie in Christus? Wat sê U? En net een versie. Heilige Gees is so getrou. Een versie kom op. Een versie. Ons gaan vandag praat oor een versie. Ek gaan nie eers vir u sê nie, ek gaan vir u sê aan die einde wat die versie is. Die laaste vers van die Psalms. Heel laaste. Vir my 'n belangrike deel van wie ons is. Die Bybel sê vir my en vir jou. Ons verstaan nie die rol wat ek en jy speel waar ons is met die gawes van God, met die gawes van die Heilige Gees, wat God van my en jou verwag nie. Baie keer vind ek mense kry wat hulle kry net omdat hulle niks doen om enigiets anders te kry. Dit help nie, jy doen dieselfde ding oor en oor en verwag 'n ander resultaat. Ek moet nou deur al hierdie notas wat ek gemaak het, wat ek nie gaan gebruik nie. Ek en jy werk saam met God. God is soewerein. Daar's nie twyfel nie. Hy is die een. Hy is soewerein. Alles werk volgens sy prinsipe en sy wil. Maar hy gebruik my en jou op hierdie aarde om sy wil te laat kom. Hy sê vir my en vir jou, jy moet bid. U wil geskied, u koninkryk kom, u wil geskied op hierdie aarde, soos dit is in die hemel. Wat moet jy doen om dit te gebeur? Jy moet dit bid. Jy moet dit bid. Dit gebeur nie outomaties nie. Jy moet dit bid. Jy moet deelneem saam met God, so soewerein as wat hy is, en moenie jou kop tilt en sê, ek is nie waardig nie. Jy's reg. Jy is nie waardig nie. Jy sal nooit waardig wees nie. Maar in Christus is jy 'n nuwe skepping. En jou waardigheid is gevind in wat Jesus Christus vir jou betaal het. Nie in wat hoe goed jy is en hoe nice jy mense behandel nie. Dit is nie die kwessie nie. Jy behandel hulle nice, want die Christus in jou behandel hulle nice. Maar hoe werk ek en jy saam met God in 'n toekoms wat onseker lyk? Ek glo vir myself persoonlik, ons is besig met die volgende seisoen waarin ons ingaan, is die seisoen van God se heiligheid. Ek dink ons het wegbeweeg van wie ons dien. Ons het wegbeweeg van die heiligheid van God. En wees heilig, want hy is heilig. Dis 'n absolute command vir my en vir jou hoe ons moet lyk en hoe ons moet lewe. Ek en jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. As ek vir jou vandag sê, ek wil vir hierdie week saam met jou wandel en kyk hoe heilig is jy. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie die heiligheid waarvan ons praat. Ons gaan indelf vir die volgende jaar en kyk na die heiligheid van God. Ek dink dis die seisoen waarin die Here ons lei voor sy terugkoms. Die terugkoms van die Here is op hand. Voor sy terugkoms het hy gesê, gaan daar dinge gebeur in hierdie wêreld wat ek en jy moet voorreg wees. En as ons nie die klein dingetjies agter mekaar kan kry nie, en onsself kan kry as disippels van Jesus Christus nie, gaan dit vir ons 'n moeilike tyd wees. Maar wanneer jy kan uitverkoop wees aan die doel en die plan van God vir jou lewe, gaan jy nie bekommerd wees nie. Hy het juis vir sy disippels gesê die dag toe hy weggaan, ek wil nie hê julle moet bekommerd wees nie. Hoe sê jy dit vir iemand wanneer jy weet jy gaan sterf, hulle gaan jou slag, hulle gaan jou verwoes, hierdie disippels gaan bystaan en 'n dop hou? Hoe sê jy vir hulle? Hoe sê jy vir iemand wees nie bekommerd nie? Hoe sê jy vir iemand in die woord, verbly jou altyd in die Here as dit onmoontlik is? Is dit dink u 'n regverdige God sal vir u sê wees oor niks besorg nie as jy nie kan nie? Ek voel alleen.
Dis moontlik. Die feit dat ons dink is nie moontlik nie, is ons probleem. Dis jou gedagtes wat jou terughou. Ek kan nie heilig wees nie, ek is nie God nie, ek is nie soos hy nie, maar tog is die uitnodiging om saam met hom te werk. Daarom sê die Bybel vir my en vir jou in 1 Korintiërs 14 vers 1, waar hy praat oor die gawes, sê die Bybel, jaag die liefde na. Dis die prioriteit. Alles wat ons doen, kom uit liefde uit. Nie net liefde vir ons medemens nie, kom uit liefde vir Jesus, en uit daai liefde vir Jesus vloei my liefde vir almal. Want ek weet uit my eie self gaan daar nie liefde vloei vir almal nie. Maar die liefde wat ek het en wat jy het, is in ons harte uitgestort deur God die Heilige Gees. Daai liefde waarvan ons praat, daai agape liefde wat sonder conditions is, unconditional love. Wanneer ek iets vir jou doen sonder om enige iets terug te verwag, even subconsciously. Ek gee vir jou die, want ek weet eendag as ek jou nodig het, gaan jy vir my teruggee. Jy het die hele punt gemis. Ek gee vir jou die, want ek wil die vir jou gee, want ek is lief vir jou. Dit is heeltemal anders. So hy sê vir ons, jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Beywer. Die Bybel sê dit in Engels so mooi, desire spiritual gifts. Jongen, dit is nie vir vandag nie, jy's te laat. Ek werk in elke... Ekskuus Here. Die Here gebruik my in elke gawe, soos hy wil. Wanneer hy wil, wanneer hy dink is nodig. Jy's te laat om vir my te sê, dis nie vir vandag nie. Want dit werk elke dag in my lewe. Hy sê vir my, ek desire, begeer, geestelike gawes. Maar spesifiek, veral een, om te profeteer. Wat as ek vir jou sê, profeteer vir my, wat dink jy? Wat gaan in jou kop aan? Wat is die eerste ding wat ons sê vir mekaar? Ek is nie profeet nie. Dit praat nie oor 'n profeet nie. Hy praat met die gemeente van God. Hy sê vir ons, beywer julle vir geestelike gawes, veral dat julle profeteer. Wie het my al gehoor sê in die kerk? Jy is die profeet van jou eie lewe. So wat profeteer jy oor jou eie lewe? Wat sê jy? Wat sê jy van 2025? Wat profeteer jy vir jouself? Die Bybel sê vir ons in vers 2, want hy wat in 'n taal spreek, en hy praat met ons goddelike taal, wat deur die Heilige Gees is, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees, hoofletter Gees, spreek hy verborgenhede. So wanneer ek in my hemelse taal bid, praat ek verborgenhede met God. Jy verstaan nie wat ek sê nie, ek praat met God. Dis wat hy sê. En dan vers 3 sê hy, maar hy wat profeteer, want hy sê vir my en vir jou, ek wil hê jy moet profeteer. Dis die gawe wat ek wil hê, veral profeteer. Spreek tot die mense. Tot die mense en tot jouself. Spreek tot die mense. Wat spreek jy? Wanneer jy hoor profeteer of profesie, soos ek groot geword het, is dit dadelik net 'n profeet kan profeteer, en hy sê vir ons wat gaan voorlê, wat die toekoms hou en whatever. Dis waar, dit in 'n mate. Maar ons is so bang vir hierdie gawes. Ek kan nie oor my eie lewe profeteer nie. God weet wat hy wil doen. Hy sal dit doen. Nee, hy sal nie. Nee, hy sal nie. Hy weet wat sy eindbestemming met jou is. Maar hoe vinnig jy daar kom, raai van wie hang dit af? Van jou. Hoe vinniger jy begin profeteer oor jou lewe en hoe jy dinge wil hê, hoe beter gaan dit met jou gaan. In plaas daarvan om niks te sê nie en laat God se water maar net oor God se akker loop en wat gebeur sal gebeur, want dit is God se wil. Vriend, dis lyn, dis 'n verskoning. Jy's lui. Jy's lui om jou geestelike gawes wat God vir jou tot beskikking gekry het te praat. Wat praat jy oor jou kinders? Jou kinders se toekoms. Wat sê jy? Wat het ek gesê oor my dogter, oor my seun terwyl hulle klein was? Wat het ek gepraat? Wat het ek geprofeteer?
As die onderwyser die en die sê van hom, hulle kom nie oor die weg nie, hulle stadig, hulle is die, wat het ek gesê? Ons beter, wat gaan ons nou doen? Ek weet nie wat om te doen nie. Ek het nie geweet my kind is dit, die en die en die nie, en daar's labels vir alles. Vandag is daar's labels vir alles. Label net, maklik, as 'n label is ADHD, is die, is daai, is die, tap, en kom ons gee medikasie sodat hulle beter kan voel. Regtig? Ons is lui. Ons is lui om te spreek en dit is die woord van God te vat en te sê, weet jy wat? My kind, dis wat hulle sê, dis wat die rapport sê, maar dis wat my God sê. My seun, my dogter, ek preek dit oor jou. Ek sê nou vir jou, jy gaan uitstekend wees in jou studies. Ek sê nou vir jou, jy gaan begryp wat hulle sê. Jy gaan vinnig leer, jy gaan vinnig wees om te snap. Al daai dinge wat hulle sê is onmoontlik. By God is dit moontlik. Dis wat ek profeteer. Dis wat ek sê. Dis my verantwoordelikheid. Dan kom God en sê, ek sien geloof. Ek sien 'n man wat iets sê oor sy kinders. 'n Engele van God, Gees van die lewende God, beweeg op daai woorde. Wat gee jy God om mee te werk vandag? Wat gee ek en jy om? Wat gaan ons omgee vir 2025? Wat gaan ons sê oor ons toekoms? Wat gaan ons profeteer? Ek onthou toe ek groot geword het, was ek bang vir profesie. Want ek het hulle doemprofete genoem. Hulle spring op in die kerk en môre sê die Here, as jy nie jou sonde bely nie, gaan hy kom en hy gaan jou stryk en wat? Wat sê die Bybel van profesie? Wat sê die Bybel doen profesie? Hoe weet ek? Hy sê, maar hy wat profeteer spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Stigting, dit moet jou opbou. Dit moet jou troos en dit moet jou bemoedig. Anders is dit nie profesie nie. Iemand wat kom staan voor jou en sê, ja, die Here sê jy moet die en die. Dis nie stigting nie. Dis nie troosting nie. Dis nie bemoediging nie. En die Bybel sê vir my, toets die profesie. Toets dit. Kyk wat dit sê. As dit nie oplyn met wat God sê nie, dan vat jy dit nie. Maar dit beteken nie, omdat iemand het verkeerd gekry het eendag op 'n reendag en iets gesê het wat hulle nie moes gesê het nie, in die vlees beweeg het in plaas van die gees, daarom sluit ek myself totaal af. Ek weier om te profeteer, ek weier om 'n profeet vir my eie lewe te wees, ek weier om iets, wat as ek iets verkeerd sê? God woon in jou, hy ken jou, hy wil saam met jou werk. In Jesegiel 37 is een van my gunsteling dele waar die profeet kom en daar lê 'n klomp dooie bene. En die Here vra vir hom, profeet, kan hierdie bene weer lewe? Dis net bene, ou vrot bene. Kan hierdie bene weer lewe? En hy sê, Here, U weet. Wat sê die Here? Die Here sê, okay, staan by en kyk wat ek doen. Ek gaan oor hulle spreek en ek gaan lewe bring en dan gaan hulle bymekaar kom en dan gaan jy sien. Is dit wat gebeur? Dis glad nie wat gebeur nie. Daarop sê hy God vir my, profeteer tot die gees. Die Engels sê dit baie beter, to the breath, die asem. Profeteer tot die asem of die gees. Profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here, Here. Wanneer laas het ek en jy gesê, so spreek die Here, Here? Ek kan nie dit sê nie, ek is nou nie, stop! Ons is besig om uit te mis op alles wat God vir jou het, omdat jy nie wil opstaan en profeteer nie, en sê, dis 'n gawe wat God my uitnooi om die deel te neem, en hy sê vir my, ek moet dit desire, ek moet dit begeer, hy wil dit vir my beskikbaar stel, sodat ek kan bring troosting en bemoediging en stigting vir hulle om wie ek is. Ek is nie skaam nie, ek is nie bang nie, ek is nie bang om lewe te spreek nie, waar daar dood is nie. Maar ek gaan nie meer langer stil bly en net sit en sê, wel, God is soewerein, hy sal doen wat hy wil nie. Dis nie waar nie, vriend. Hy gaan doen wat jy sê hy gaan doen. En nou sê mense, jy kan nie God beheer. Dis nie wat ek sê nie. Hy gebruik my en jou op hierdie aarde om sy koninkryk vas te stel. Hy sê vir die profeet, hy sê, spreek jy, spreek. Mense kind en sê in die gees, so spreek die Here, Here,
kom uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ongesaglike groot leer. Dit wat dood is in jou lewe, het miskien net 1 woord van jou nodig, om dit weer lewend te maak. Dit wat oor jou kind gespreek is, jy het miskien net 1 woord nodig. So sê die Here, Here. Hoekom is ek en jy so skaam? Paulus sê vir my, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Dis die krag van God tot saligmaking. Wat gaan my man dink, wat gaan my vrou dink, as ek nou ewe skielik begin profeteer? Who cares? Soek jy lewe of soek jy doek? Soek jy resultate of soek jy wat jy altyd kry? 'n voortrekker wat net daar gesit het in sy waar ook al hy was en nie 'n beter toekoms gesoek het nie, het nie vorentoe beweeg in 'n plek wat hy nie geken het nie. Hy het nie geweet in gaan wag nie. Hy het nie geweet hulle gaan almal geslag wees nie. Hy het nie geweet hulle gaan vaderloos wees nie. En dit in Desember, die belangrikste maand van 'n Christus opgestaan wil ons sy geboorte vier. In daai maand vir die Suid-Afrikaanse volk is die belangrikste maand. Want hoekom? Want mense het hulle lewe gegee vir 'n beter toekoms. En nou vir hulle wat 'n beter toekoms het, spreek niks, sê niks, vir niks wat betaal. En hoekom sal ek nou ewen as 'n kind van God opstaan en begin profeteer en begin sê hoe dit gaan wees en begin verklaar oor my kinders en oor my huisgesin en oor my vrou en sê, ek is die profeet van my huis, ek is die profeet van my eie lewe, ek gaan dit spreek en dit sal so wees, want so spreek die Here, Here. Hy's in jou vriend. Jy hoef hom nie te gaan soek nie. Jy hoef nie 24 uur te gaan vas nie. Jy hoef niks van dit te doen nie. Al wat jy moet doen is begin praat. Dit wat hy sê. En vandag kan jy vir my sê, Johan, dit is alles goed en wel. En jy weet, dit was 'n profeet. Jesegiel was 'n spesifieke profeet. Ek wil hê, my gebed is, kom ons hou op verskonings maak, hoekom ons nie kan wees wat hy sê ons kan wees. En mense sal my aankla en aanvat en sê jy's gelyk met God en dis nie dit. Weet jy wat? Die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Dink vir 'n oomblik daar. Het jy geweet die galaksies, hulle is nog besig om die galaksies te vind. Miljoene en miljoene galaksies. Die grootste teleskoop wat hulle kan bou, kan nie eens naaste by kom aan die God nie. En weet jy, hy bly in my? Ek het nie geweet hy bly in jou nie. Niemand sal kan sê nie. Hy bly in my. Hy sê vir my, alle dinge is moontlik vir hom wat kan glo. Is jy bereid om te profeteer? Is jy bereid om te sê wat ek sê oor jou lewe? Is jy bereid om 2025 in te gaan en te sê, so sê die Here, Here, hierdie gaan ons beste jaar wees ooit. Die ekonomie mag dit sê, en die Reserve Bank mag dit sê, en die mag dit sê, en daai mag dit sê. Ek sê, hierdie jaar sal die beste jaar wees vir my en my familie se lewe. Ja, maar jy weet nie wat gaan gebeur nie, daar gaan ons, klaar weer met die verskonings. Jy's reg, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek het 'n God wat weet. En ek het 'n God wat my wil gebruik, soos hy die profeet gebruik het om te spreek na dooie bene, en daai bene het opgestaan, en daai bene het vel gehad, en die Gees het teruggekom, en hulle was 'n magtige leer. Net so het ek dieselfde kapasiteit in die Gees om te praat oor my omstandighede en te wees wat God wil hê ek moet wees. Wat doen ek in die proses van profeteer, gawes, alles na die beloofde land, soos ek dit noem? Want ek sê vir iemand gisteraan weer, kom ek sê vir jou, wat is al jou begeertes? Wat dink jy gaan jou gelukkig maak? Skryf dit alles op papier neer.
Ek dink as ek $1 miljoen in die bank het, ek het 'n 4-slaapkamerhuis genoeg vir my familie en dit, ek het 'n goeie besigheid, goeie vrou, goeie familie, dan is alles reg. Het jy geweet daar's biljoenêre wat hulle eie lewe opgee? Want hulle is nog steeds onvervul. Want dit wat jy soek, is aan die binnekant van jou. Daar's niks aan die buitekant wat die binnekant kan verander. Niks. Maak nie saak hoeveel dit is nie. Maak nie saak hoe groot dit is nie. Dit bring so oomblikke van genot en plesier en dan die 4-slaapkamerhuis wat ek nou al 3 jaar is. Ek wonder of ons moet upgrade, ek wonder of ons moet daar's nooit 'n tevredenheid nie. Want ons verstaan nie die kosbaarheid van hierdie lewe en hoe belangrik dit is nie. Weet jy wat is die belangrikste ding wat jy het? Wie wil weet? Julle lyk excited. Wie wil weet? Wie wil weet wat is die belangrikste ding wat jy het? Jou volgende asem. Jy geweet as jy jou asem uitblaas, verby. As ek net 'n beter huis het, as jy net die volgende asem het en die volgende asem kan waardeer, so jou hele lewe verander. Hoor wat ek sê. Hoor wat ek vir jou sê. Kersfees geskenke is great. Kersfees is great. Die seisoen is great. Hierdie oomblik wat ek kan bewus word van my volgende asem, is die belangrikste oomblik wat ek het. Is die kosbaarste oomblik wat ek het. Want niemand het my die volgende asem beloof nie. En wanneer ek kan bewus word en dankbaar wees vir die asem wat ek het, dan strip ek alles weer terug na dis gaan oor hom. Hy is die asem wat ek inasem. En terwyl ek die asem inasem, is alle dinge moontlik. Het jy dit geweet? As ek oorlede is en ek het die asem uitgeblaas, is niks meer moontlik vir my op hierdie aarde nie. Dit is verby. Terwyl ek 'n asem het, al maak nie saak wat die omstandighede hoe dit lyk, terwyl ek 'n asem het, is alles moontlik. It's amazing, is dit nie? Is dit nie goed? As jy nie bly het gekom net vir daai stukkie vandag nie. Terwyl ek 'n asem het, is alle dinge moontlik. Terwyl ek 'n asem het, kan ek kies hoe ek binnekant is. Kan ek kies hoe opgewonde ek gaan wees, hoe vriendelik ek gaan wees, hoe nice ek gaan wees. Ek kan dit kies. Terwyl ek 'n asem het. Wie wil weet wat sê die laaste versie van Psalms? Psalm 150. En kom ek gee vir u die sleutel vir u lewe en my lewe. Psalm 150 vers 6. Laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. That's it. Is dit nie eenvoudig nie? Hoeveel van ons doen dit? Laat alles. Het jy asem? Jy moet hê, want jy kyk na my en jy skud so, jy kyk met so 'n koppie en die ander kyk met so 'n koppie. Alles wat asem het, loof die Here. Vriende, wanneer ons dit doen, verander alles. Ek beloof vir u. Wanneer ons net daai bewustheid kweek van my volgende asem is hy wat daai asem gee. En omdat hy dit gee, is dit 'n gawe, dis 'n geskenk. Dis 'n geskenk. Nie om mense te oordeel nie, nie om mense te kritiseer nie, nie om vir die wêreld te sê hoe de mekaar hulle is nie, nie om vir die volgende een uit te wys sy foute nie. Dit is nie waarvoor dit is nie. Die Bybel sê, hoekom ek daai asem kry is om die Here te loof. En wanneer ek so loop en wanneer ek so lewe met 'n bewustheid, ek loof die Here. Nou moet ek met my vrou praat, my liefling, ek is so lief vir jou, dankie vir alles wat jy vir my doen, en ek stop en ek kyk terug, en ek haal weer diep asem en ek word bewus, ek loof die Here. Ek dankie vir die wonderlike vrou wat jy my gegee het. Weet jy wat, ek loop na my kar toe, as ek my kar sien, Here, ek is so dankbaar vir hierdie kar wat jy my gegee het. Ek like my kar, dankie, ek loof U. My visstok, as ek my visstok gooi, Here, ek is so dankbaar. Ek loof U. Alles
wat asem het, laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja! En jou 2025 sal die beste jaar van jou lewe wees, as jy net die klein dingetjie onthou. Terwyl ek asem het, sal ek die Here loof. Staan op met ons saam. Vader, ons dankie vir u woord. Hy is kosbaar, is lewend, is kragtig, is skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dringend tussen ons siel en ons gees en wys wat in ons hart. Ons is klaarkouse. Baie mense sê ek is nie, net die feit dat jy dit sê jy ek. Ons is klaarkouse, Here. My pa het altyd vir my gesê, moenie klaar met 'n brood onder die arm nie. Vader, ons hoor van nasies waar hulle niks het nie, maar tog is hulle die vriendelikste mense in die wêreld. Miskien het ons vergeet, Here, nie die prys wat Jesus vir ons betaal het nie, maar die prys wat ons voorouers betaal het. Vir ons om 'n kultuur te hê, iets wat ons sê, is onsin. Dis wie ons is. Maar meer is dit, is ons disippels van Jesus. Het ons 'n hemelse kultuur. En Vader, ons gaan môre onthou, want dit is 'n dag in ons geskiedenis wat u vir ons sê. Ons het aan u gevra om te help. U het gekom, u het gehelp, en ons het gesê, ons sal die dag onthou. Ons doen dit nou as 'n gemeente, ons onthou die dag. Maar meer as dit vandag, Here, onthou ons die volgende asem wat ons gaan inasem, en die moontlikhede wat daai asem vir ons inhou. Ek bid, Heilige Gees, dat u wag sal wees vir ons hart. Dat voor ons praat en negatief en begin skinder en begin kla, dat ons net sal stop en bewus word van die asem. En dan daai asem, in daai selfde asem omdraai en die Here loof en prys. Want u, Here, is waardig om geloof en geprys te word. Ons bid deur hierdie Kersfeesseisoen, deur 2025, dit wat voor ons voorlê. Dank ons u. Een asem op 'n slag. Een asem op 'n slag. Ons loof u vandag. Amen. Amen.